Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker. Op hierdie donderdag, die 30ste Julie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek lees vanmôre so uit die boek van Galasiërs, die hoofstuk 5, vers 16 tot 26, waar daar geskryf is oor die vrug van die Gees, die slegte boom en die goeie boom, of die slegte vrugte en die goeie vrugte. En ons maak daagliks, maak ons die keuse, wat se vrugte ons in ons lewe toelaat. En baie keer laat ons hierdie slegte dinge toe in ons lewe, en dis 'n keuse. Ons kies om sleg te praat van iemand, ons kies om dinge te doen wat nie reg is in die oë van die Here nie, ons kies om liefde te toon, ons kies om sagmoedig te wees, ons kies om kwaadwillig te wees. Elke dag maak ons daai keuse, en dis hoekom ons moet bidend bly. En dit vat my terug na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 30. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek, wat ek jou voorgehou het, luister mooi, die Here hou vir ons die seën en die vloek voor, en ons moet kies, soek ons sy seën of soek ons die vloek? Want doen ons die verkeerde dinge, dan roep ons die vloek oor ons lewe, maar doen ons die regte dinge, dan bring ons die seën oor ons lewe. En jy het dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die Here jou God jou verdryf het. En jy tot die Here jou God bekeer. Jy sien, en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel. Kies ek en jy elke dag om na God se stem te luister. Wanneer ons sondig, wanneer ons verkeerd doen, bekeer ons voor God. Vra ons om ons te vergewe. Bely ons dit wat ons verkeerd doen. Jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel. Kies ons dit om God te dien met ons hele hart, om ons hele siel. Kies ons dit. Dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. En hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Jy sien, wanneer ons kies om die regte dinge te doen, is wanneer God ons nader trek. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal hy jou gaan haal. Jy sien, ons moet eers gehoorsaam wees, dan kom haal hy ons, dan maak hy ons pad oop, dan maak hy ons pad reg. Maar ons moet eers na hom luister. En die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het. En jy sal dit in besit neem en hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Dis 'n keuse wat ons daagliks maak. Jy sien, wanneer 'n man en 'n vrou in 'n verhouding is, dan is dit 'n daaglikse keuse. Al maak die een foute, al maak die ander een foute, is dit 'n keuse om daai te vergewe. Is dit 'n keuse om daai lief te hê. Ek vra lank gelede, vra ek 'n oom, toe ek nog jonk was, vra ek hierdie oom, hoe weet 'n man wanneer hy die regte vrou ontmoet het? En sy antwoord aan my was, dit is jou keuse, wanneer dit die regte vrou is. Jy moet kies elke dag om haar lief te hê. Net so moet ons elke dag kies om God lief te hê, om na hom te luister, om hom lief te hê met ons hele siel en ons hele hart, sodat ons kan lewe. En die Here jou God sal hierdie vloeke op jou vyande en op jou haters lê wat jou vervolg het. Maar jy sal weer na die stem van die Here luister en al sy gebooie doen wat ek jou vandag beveel, en die Here jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee in al die werk van jou hand, in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land. Want die Here sal weer oor jou ten goeie bly wees, soos hy bly was oor jou vaders. As jy na die stem van die Here
jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou, wat in hierdie wetboek geskrywe is. As jy jou tot die Here jou God bekeer, met jou hele hart en met jou hele siel, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Dis jou keuse wat jy kies. Die Here hou dit voor my en jou. Hy hou vandag voor jou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Wat kies jy? Kies jy die lewe? Kies jy die dood? En die is nie net lewe en dood nie. Hierdie is lewe in Christus of dood in die wêreld. Daarom het Jesus vir ons sondes gesterwe aan die kruis, sodat ons kan lewe, die ewige lewe kan ingaan. Ons moet kies die ewige lewe. Ons moet kies elke dag om die regte keuses te maak. Ons moet kies elke dag om nie die slegte vrugte te dra nie. Ons moet kies elke dag om die goeie vrugte voor te hou. Dit te beoefen, sodat dit kan groei in ons lewe. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Galasiërs 5 sê vir ons juis, ons moet kies tussen vlees en gees. Ons moet kies om volgens die gees te lewe en nie volgens die vlees nie, want wanneer ons volgens die gees lewe, dan doen ons die wil van God, maar wanneer ons volgens die vlees lewe, dan doen ons die wil van die dood, die duisternis, die wêreld. Maar as jou hart hom afwend, en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarin jy oor die Jordaan trek, om dit in besit te gaan neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Luister mooi, kies dan die lewe. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. So ek en jy moet kies om Jesus te volg. Ek en jy moet kies om ons kruis op te tel en om hom te dra. Ek en jy moet kies, want die Here Jesus sê, hy sal ons help. Sy juk is nie te swaar nie. Ons moet kies om hom te volg. Wat is jou keuse vandag? Wil jy die wil van God doen, sodat jy die ewige lewe kan ingaan, of wil jy die wil van die wêreld doen, sodat jy die ewige dood kan ingaan? Wat is jou keuse? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U vir ons voor ons plaas die lewe en die dood. Dat U vir ons die keuse gee, Here. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Deuteronomium 30 vers 19, Here, stel U daai keuse nie net vir die mense van die Ou Testament nie, maar U stel daai keuse voor ons ook vandag, Here. En ons kies die lewe. Ons elkeen kies die lewe, Here. Vader, my gebed vandag is, elkeen wat hierdie woord hoor, dat hulle die lewe sal kies, Here. Dat hulle U woord sal kies, dat hulle sal kies om U te volg, dat hulle sal kies om in U nageslag in te kan gaan, Here. Dat hulle sal kies om hulle kruis te dra, sonder om te murmureer. Dankie, Here, dat ons kies om die goeie vrug te dra, en nie die slegte vrug nie. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat die wêreld jou nie mislei nie. Groete.